Dag sê ritme familie, waar jy ook al kyk, hier of daar of deur, jy is baie welkom. Ritme is bedoel vir elkeen wat die Here se woord liefhet. Ons ritmeer digitaal elke week en vandag is geen uitsondering nie. Ons is uitverkoop aan die Bybel, ons is uitverkoop aan die Here, ons is uitverkoop aan die evangelie. Daarom is dit Johan en my se verwagting en geloof en hoop dat jy elke keer die onverdunde woord van die Here sal hoor en dat dit in jou lewe 'n groot impak sal maak. Baie welkom, dit is so lekker om saam met jou elke keer te mag reis. Vir jou wat digitaal ingeskakel is en ook vir elkeen naby Pretoria wat elke Sondag aand om 6uur in die kwartaal so welkom is by King Price se spasie. Wel, dit is tyd vir Ritme Digitaal. Hier gaan ons. Hartlike hallo en hartlike welkom. Jy is eintlik reeds gegroet, maar dit is my so belangrik en vir Stefan so belangrik dat jy moet regtig tuis voel en welkom voel en ja, en sommer net hierdie geniet. Dit is my so interessant. So af en toe, as kyk ek nou op die YouTube kanaal, die Ritme Digitaal kanaal, dan kyk ek van die plekke, byvoorbeeld wat daar boodskappe van kom, en dankie dat julle dit noem, nie almal nie, maar van julle, bietjie terugvoer gee, kom ek noem 'n paar plekke, Standerton, en Mokopane, en Posmasburg, en Appington, en Van der Kloof, en dan oorseese plekke, ek het hulle vorige keer genoem, Mauritius, en Nieu-Seeland, en Australië, en Amerika, en die Cayman Islands, en so kan ek aangaan, en dan besef ek maar net weer, en weet ek en Stefan is opreg dankbaar, dat ons die woord van die Here so wyd kan versprei en kan uitkry na soveel mense toe, in Suid-Afrika, maar ook buite Suid-Afrika, en jy is so welkom, en dankie ook vir die van julle wat bydra, wat dit vir ons finansiëel moontlik maak om hierdie te kan doen. Jy het al agtergekom een ding van my en Stefan, ons praat nie oor geld nie, ons vra ook nie geld nie, ons glo die Here voorsien, maar hy gebruik mense, so baie dankie, die feit dat ons nou al hoeveel jaar hierdie doen, en hoeveel jaar met hierdie aangaan, is maar net julle getrouheid, en God se getrouheid. Nou ja, ons beweeg die Kerstyd in, ek bedoel, nou die dag het dit ook gevoel soos Januarie, en Kersfees het baie ver gevoel, en ons kom nou al hoe nader aan Kersfees, en Kersfees, net so terloops, val op 'n donderdag, so donderdag, is daar 'n Kersboodskap, 'n spesiale Kersboodskap op Ritme Digitaal. Die 25ste Desember is daar 'n Kersfeesboodskap. Nou vandag se boodskap praat ek 'n bietjie oor blydskap, ware blydskap. Wat is ware blydskap? En dis tyd vir blydskap. En dis tyd om opgewonde te raak met 'n diep blydskap in my en in jou. En sommer een van my gunsteling Kersliedere. Dit is ons nou weer Kersfeestyd en dan is daar ons nou baie bekende Kersliedere. En ek is oortuig ook in jou arsenaal van Kersfeesliedere maak hierdie lied jou ook baie opgewonde. Joy to the world. Hy lees as volg, ek net sekere aanhalings wat ek daar uithaal. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her king. Is dit nie aangrypende mooi woorde nie. Joy to the earth, the Savior reigns. Let all their songs employ. While fields and floods, rocks, hills and plains repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. Ek voel sommer lus om met vir jou te sing, maar ek gaan nou jou nie straf vandag nie, ek wil graag eerder jou seën vandag, maar terwyl ek hierdie woorde lees, is dit of die wysie in 'n mens se kop kom, en asof 'n mens net wil kliphard saam sing. Nou ek wil jou 'n bietjie agtergrond oor hierdie lied gee. Kom ek lees vir jou, so 'n stukkie navorsing wat ek op afgekom het. Joy to the world, hierdie wat ek nou net vir jou gelees het, is 'n Engelse Kersfeeslied. Die lied is geskryf in 1719 deur die Britse predikant en liedjieskrywer Isaac Watts. Die lirieke is 'n interpretasie van Psalm 98 waar die geboorte van Jesus gevier word. Is dit nie beautiful nie?
Hierdie woorde wat my so opgewonde maak en wat jou so opgewonde maak, let earth receive her king, Psalm 98. Nou kom ek lees vir jou, Psalm 98, vers 4 tot 8. Juig tot eer van die Here, almal op aarde, wees vrolik, juig en sing. Sing tot eer van die Here met begeleiding van die lier, speel op die lier en sing. Blaas die trompet en die ramshoring, jubel tot eer van die Here die koning. Die see en alles daarin moet druis, die aarde en alles daarop moet juig. Die riviere moet hande klap, die berge moet saam juig. Nou, dis fantastiese metaforiese taal, dis fantastiese beeldspraak van die riviere moet hande klap. Kan jy dink hoe lyk dit as riviere hande klap en die berge moet saam juig, as die berge dit uitroep en opgewonde raak oor die koning van konings, die hoofletter koning wat aarde toegekom het. Die see moet druis, die aarde en alles moet juig, en dit sluit my en jou in. En dit is joy, dit is blydskap. Ons almal ken die bekende Lukas 2, vers 10. Toe sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie. Want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk bestem is. En waarin lê hierdie blydskap? Waaroor gaan hierdie blydskap? Dit gaan oor 'n geskenk. Dit gaan oor die grootste geskenk van alle tye. Kerstyd is ons half sinoniem met geskenke, ons gee geskenke. En dis waaroor dit gaan. Dis ons geskenkies wat ons vir mekaar gee, is maar net simboliek. Dis ook maar net simboliek. Dis ook maar net 'n stuk seën, wat dit gaan uiteindelik. Elke ou geskenkie wat ons vir mekaar moet gee, moet eintlik ons herinner aan Kersfees gaan oor 'n geskenk. Dit is waaroor dit gaan. Die grootste geskenk van alle tye, die grootste geskenk ooit. 'n hoofletter geskenk, Jesus. God stuur Jesus aarde toe. God stuur sy seun aarde toe. Dit is die geskenk. En ons lees hiervan in Efesiërs 2 vers 8. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julle self nie. En hier kom dit nou. Hierdie is nou belangrik wat volg. Dit is 'n gawe van God. Nou wil ek onmiddellik weer, en ek sê dit gereeld, oor en weer. Vertaal net die woord gawe, vervang die woord gawe. Dis nie verkeerd om dit te doen nie, met geskenk. Dit is 'n geskenk van God. Redding, genade is 'n geskenk van God. Genade het 'n naam, genade is Jesus Christus, wat mens geword het, wat aarde toe gekom het, wat die kruispad gestap het, die Getsemane pad gestap het, in jou en in my plek. So jy kan in die Engelse vertalings gaan lees, jy kan in die Nuwe Testament gaan lees, die woord geskenk word gebruik, die woord gift word gebruik. Jesus Christus, die grootste geskenk van alle tye. En dit is waarin my blydskap en jou blydskap lê. Dis die boodskap van Lukas 2 vers 10, 'n goeie tyding van groot blydskap oor die grootste geskenk van alle tye. Nou, 'n goeie vraag om te vra vir mekaar, so op pad na Kersfees toe, hoe lyk jou persoonlike lewe? Hoe lyk jou omgewing se lewe? Ek is diep bewus, ek kan nie net praat van Suid-Afrika nie, want baie mense wat hierna kyk en wat hierna luister, sit in ander lande. Maar selfs daar, hoe lyk die wêreld? Mense, omstandighede in die wêreld is nie altyd positief en lekker en aangenaam en aantreklik nie. Dit is nou maar net so. Ook in my persoonlike lewe, in jou persoonlike lewe, is daar baie keer uitdagings en swaar en seer en moeilike tye. En dan kom Paulus en hy kom sê vir jou, vir my, in 1 Tessalonisense 5 vers 16 en 18, die eerste woorde wat hy gebruik is, wees altyd bly. Met ander woorde, wees altyd gevul met blydskap. Nie soms nie,
Nie afhangende van omstandighede nie. Nie wanneer dit goed gaan, wees bly nie. Wees altyd bly. En dan hierdie woorde. Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Belangrike woorde hier. In alle omstandighede. In, baie belangrike woordjie. Nie vir alle omstandighede nie. Daar's negatiewe, slegte, moeilike, uitdagende omstandighede. Maar in daardie omstandighede het jy nog steeds rede om bly te wees. Hoekom? Want die verhaal van Kersfees, dit wat met Kersfees gebeur, dit wat ons vier rondom die Kerstyd, dit bly waar in jou lewe en in my lewe. Wees altyd bly, en daarom kan ons altyd bly wees, ongeag moeilike omstandighede en uitdagende omstandighede. Daarom is dit vir ons belangrik om altyd bly te wees en in alle omstandighede dankbaar te wees. Nou, ek dink daar's 'n groot misverstand. En ek wil nou probeer om hierdie misverstand op te klaar. En dis die verskil tussen die woorde happiness en joy. Happiness en joy. En ek wil dit vir jou baie mooi verduidelik, dat jy dit nou vir eens en vir altyd verstaan. Die verskil tussen happiness, wat so bietjie vlak is, so bietjie dun is, bietjie oppervlakkig is, niks verkeerd daarmee nie, asseblief, nie vir 'n oomblik dink ek sê jy mag nie happy wees, of jy mag nie happiness ervaar nie. Oh my word, ek hou van happiness, ek geniet happiness, ek mag nou vir jou verduidelik wat dit is. So happiness word gekoppel aan 'n gebeurtenis, byvoorbeeld 'n verjaarsdag. Met jou verjaarsdag is daar mense wat jou bel, en met jou verjaarsdag kry jy geskenke, en met jou verjaarsdag kom jy by die werk aan, en daar's ballonne, of daar's blomme, en dit word gekoppel aan, kom ons moet aan 'n event, aan 'n gebeurtenis. 'n Geskenk wat jy kry, of daai nuwe motor, daai nuwe rok wat jy kry, wat ook al. Of 'n lekker wen. As die Springbokke daarom aan die All Blacks wen, of die Springbokke die Ire, of die Britte pakslaag gee, dis daarom net lekker. Mense, dis happiness, dit hou vir 'n dag, dit hou vir 2 dae, en dat ons alweer vergeet die Springbokke het gewen, en dan dat ons alweer vergeet van daai gebeurtenis, of ons cricketspan vir Indië wen, of vir Pakistan wen, of vir Australië wen, of wat ook al, jy weet wat ek van praat, dis happiness. Dis kortstondig, dis korttermyn, en dis gekoppel aan 'n baie spesifieke gebeurtenis. Maar joy het alles te doen met die grootste geskenk van 2000 jaar gelede. Dis joy. Dis ware, egte blydskap. Dit kom van binne. Hoor mooi, die groot verskil. Happiness is die Springbokke moet wen, dis ietsie wat daar buite gebeur, en ek moet 'n persent kry of 'n geskenk kry, ietsie wat gebeur, ek kan daarna kyk, dit kom van buite af na my toe, en dis happiness. Joy is iets hier binne. Jesus Christus wat aarde toe gekom het, wat die Getsemane pad gestap het, wat aan 'n kruis gesterf het, wat opgevaar het na die hemel, wat lewe, maar hy lewe in my. Hy lewe in jou, en dit is ware blydskap, dit is joy, 'n diep joy, wat van binne afkom. Daar hoef nie iets te gebeur, my omstandighede hoef nie te verander nie, voordat ek joy ervaar nie. Happiness ongelukkig, ja, my omstandighede moet verander, vir happiness, maar joy kom diep van binne, dit is Jesus Christus in my, by my, bo my, onder my, langs my, Jesus Christus Immanuel. Filippense 4 vers 4 bevestig vir ons Paulus se woorde in Tessalonisense. Nou net so te loop, Filippense, wat ek noem, die blydskapsbrief, brief van blydskap. Ironies, want hierdie brief is geskryf in die tronk. Dis een van Paulus se tronkbriewe. Hy sit in die tronk en hy skryf waaroor? Oor onder andere blydskap. Hy gebruik die woord blydskap, vreugde, min of meer 16 keer in die boek Filippense, 4 hoofstukkies, die blydskapsboek. Hy sê, wees altyd bly. Daar's dit weer. Wees altyd bly in die Here. En dan kom hy en hy kom sê so waar ook nog. Ek herhaal, wees bly. Hier sit ek in die tronk en ek skryf hierdie vir jou.
Wees bly, ek herhaal, wees bly, want dis van binne. Dit kom van binne. Jesus Christus die werklikheid in Paulus se lewe. Jesus Christus wat op 'n stadium nie 'n werklikheid was vir Paulus nie. Hy was 'n fariseer gewees wat soos ek dit altyd noem, 'n Jesus hater gewees. En wou niks met Jesus te doen gehad het, net Christene vervolg. Maar toe hy Jesus ontdek hy ware blydskap. Iets wat van binne afkom. Daar hoef nie iets buite te gebeur wat my bly maak nie. Hier sit weer die woorde altyd en die woorde in, presies soos in Tessalonisense. Altyd bly in die Here. Niks met jou omstandighede te doen nie. Moenie jou omstandighede gaan koppel aan blydskap nie. Jou omstandighede het te doen met happiness, die dun, oppervlakkige enetjie, terwyl blydskap 'n diep ding is van binne. Nou, hoe lyk blydskap? Hoe lyk ware, egte blydskap? Kom ons raak prakties, dan gaan ons na Lukas 7 toe, vers 37 en 38. Ek lees dit vir jou. 'n sekere vrou in die dorp, wat 'n sondige lewe gelei het. Nou kan jy onmiddellik, nou dink, wat bedoel hulle met wat 'n sondige lewe gelei het gehoor dat Jesus in die fariseer se huis aan tafel was. So, sy hoor Jesus kuier by hierdie fariseer en hy is aan tafel, hy eet nou saam met hierdie fariseer. Sy bring toe 'n albaste flessie met reukolie en gaan staan agter Jesus by sy voete en huil, sodat haar trane op sy voete begin drup het. Mense, dis die diepte van haar blydskap. Daai trane is trane van blydskap. Dis blydskapstrane, dit kom van binne af. Daarna het sy voete met haar hare afgedroog en hulle gesoen en met reukolie gesalf. Nou daar het jy ware, egte blydskap. Nommer 1, daai vrou is nie welkom in die fariseer se huis nie, net so te loop van dit. Sy het 'n sondige lewe gelei. Sy was bietjie 'n wild woman gewees. Ek bedoel, sy was nou regtig so 'n bietjie off the charts gewees met haar lewe. Nie welkom in 'n fariseer se huis nie, maar sy bars daarin want sy hoor Jesus is daar en die trane loop want dit kom van binne. Jesus wat haar skoon gewas het, Jesus wat haar vrygespreek het, Jesus wat haar rein gemaak het. En met daardie trane, met daardie duur olie, salf sy hom. En droog sy voete af met haar hare. Ek probeer mense probeer die prentjie sien. Dis 'n prentjie van geweldige intieme ontmoeting met Jesus. In intimiteit. In hierdie vrou wat net weet dat hierdie is nie happiness nie, hierdie is nie oppervlakkig nie, hierdie is blydskap, hierdie is ware blydskap. En dan 'n ander plek in die Bybel, waartoe ek jou wil vat, wat blydskap aanbetref, is die baie bekende gedeelte in Habakuk 3. Ek dink ons almal ken hierdie gedeelte, maar daar's baie pragtige liedere hieroor geskryf, en ek is oortuig, jy het dalk een van hierdie liedere uit Habakuk saam gesing, van al sou die vye boom nie bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, al sou die olyfoes misluk. Mense, ons praat van 'n landbouarea, ons praat van, die landbou is jou klere aan jou lyf, dis die kos op die tafel, dit is jou bankrekening. Daar's nie olywe nie, daar's nie vye nie, daar's nie wingerde nie, daar's nie oeste op die lande nie, en daar's nie die klein vee, daar is die klein vee nie, en daar's die beeste en die beeskrale nie. So, sonder dat ek die vers vir jou lees, gee ek vir jou die inhoud van die vers. En al die beeskrale sonder beeste wees, dan hierdie belangrike woord, nogtans. Nogtans. Met ander woorde, die woord nogtans, ten spyte van slegte omstandighede, ten spyte van geen vye, geen olywe, geen beeste, geen oes, geen wingerde, geen wat ook al, daar's niks, nogtans, sal ek in die Here jubel, sal ek juig in, daar sê weer, God my redder, in God my redder. Ek beleef 'n erge droogte, ek beleef 'n aaklige tyd, dit gaan sleg, dit gaan vrot, maar is ek op soek na happiness, of is jy op soek na ware, diep, goddelike blydskap? En dit is waaroor die Kerstyd gaan. Joy to the world. Die koning het gekom.
Aarde, ontvang jou koning. Riviere wat hande klap en berge wat uitroep en die aarde wat juig, ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. Dit hang nie van omstandighede af nie. Jesus het gekom. Jesus het mens geword. Volgens navorsings is daar 3 redes vir blydskap. Die 3 hoofredes, daar's baie meer redes vir blydskap, maar 3. Die nommer 1, verhouding met die Here. Verhouding met die Here. Wat is nommer 2? Kwaliteit vriende, nogal 'n interessante ene. En 'n derde een, die onselfsugtige gee van jouself. Is dit nie wat Jesus gedoen het vir jou en vir my nie? Onselfsugtig het hy homself gegee vir jou en vir my. En nou verwag hy dat ek en jy hierdie lewe moet gaan lei. En ek wil nou vir jou sê, jy gaan verras wees. Dis die tipe van lewe wat ons gaan lei. Deur te gee van onsself, gaan ons ware blydskap ervaar, gaan ons ware diep blydskap beleef. So hoor weer die 3 redes vir topredes vir navorsing. Verhouding met die Here, en dis wat ons vier in Kerstyd. Jesus wat mens word, God wat sy seun stuur, kwaliteit vriende, doen die lewe saam met mense. En dan die derde een, die onselfsugtige gee van jouself. En dan wil ek afsluit met 'n sommer net ook 'n baie mooi skrifgedeelte. Sefanja 3 vers 17 wat ek sommer vir jou wil sê, wees bly, want God is bly oor jou. Ek weet, dit is moeilik om partykeer te glo. As jy in die spieël kyk, hoe kan God oor my bly wees? Ek wat nou alweer droog gemaak het, of 'n verkeerde keuse gemaak het, of kyk hoe lyk my lewe val uitmekaar uit. Ek sê vir jou, jy het rede vir blydskap. Hoekom? Want God is bly oor jou. Sefanja 3 vers 17. Die Here jou God is by jou. Vat dit asseblief. Die Here jou God is by jou. Jy het ook nodig om hierdie woorde nou te hoor. Hy, die krygsman wat red. Hy is vol vreugde oor jou. Hy is stil tevrede in sy liefde. Hy jubel en hy juig oor jou. Ek sê weer, dalk het jy net nodig om hierdie vertroostende, bemoedigende, uplifting woorde te hoor. Die Here is by jou. Hy is stil tevrede in sy liefde. Hy jubel en hy juig oor jou. Ware blydskap, dit kom van binne en dit spoel oor na buite toe. Dit hang nie af van jou omstandighede nie. In hierdie, sal ons sê, voorbereidingstyd vir Kersfees, kom ons wees diep bewus van wat ware blydskap is. Joy to the world. Ons koning het gekom. Kom ek bid. Here, dankie, Here Jesus, dat U gekom het aarde toe. Niks kan dit uitkanselleer nie, niks kan dit wegvat nie, niks kan dit verskraal nie, niks kan dit verander nie. Dit is 'n feit. En daarom kan ons altyd bly wees en in alle omstandighede dankbaar wees. Want dis die waarheid van Kerstyd. Amen. Ek herinner jou maar net weer, donderdag word 'n spesiale Kersboodskap vrygestel op Kersdag. Moet dit nie mis nie. Intussen hê 'n heerlike week. Ons ritme volgende week weer. Tata julle. Ek vertrou jy het die boodskap net soveel geniet soos ek. Dit was opbouend, dit was die Here se woord onverdund. As jy wil betrokke raak by ritmebediening, jy is so welkom en jy sien die skakels vir die finansiële bydraes. Baie dankie ook dat jy hierdie bediening ondersteun. Jy is ook welkom om Ritme Digitaal op ons verskillende sosiale media platforms te volg, om hierdie boodskap verder te versprei en om weer daarna te luister. Mag jy 'n lekker en geseënde week beleef.